Numeri, hoofstuk 35. Langs die Jordaanrivier, reg oorkant Jerigo, in die vlaktes van Moab, het die Here vir Moses gesê: Jy moet die Israeliete beveel om van hulle erfgrond aan die Lewiete te gee as stede om in te bly. Hulle moet ook van die weiveld rondom die stede aan die Lewiete gee. Die Lewiete moet in die stede woon, en die weiveld is daar vir alle vee en ander diere. Die weiveld rondom die stede van die Lewiete moet vanaf die stadsmuur 1000 el of ongeveer 450 meter na buite reg rondom wees. Aan die ooste kant van die stad moet daar 2000 el of ongeveer 900 meter afgemeet word. Dieselfde afstand moet ook aan die suidekant, westekant en noordekant afgemeet word, met die stad in die middel. Dit sal dan hulle weiveld rondom die stede wees. Onder die stede wat julle aan die Lewiete afstaan, moet 6 van die stede dien as vrystede. Indien iemand 'n ander persoon per ongeluk gedood het, moet hy daarheen kan vlug. Buiten die vrystede moet julle nog 42 stede aan hulle afstaan. Julle moet dus 'n totaal van 48 stede met hulle weiveld aan die Lewiete afstaan. En dit betreffende die stede wat die Israeliete uit hulle erfgrond afstaan. Daar moet meer stede geneem word van die wat baie stede het, en minder stede geneem word van die wat minder stede het. Elke stam moet stede aan die Lewiete afstaan volgens die erfgrond wat hulle ontvang het. Die Here het verder vir Moses gesê: Jy moet vir die Israeliete sê: Wanneer julle deur die Jordaanrivier getrek het en in Kanaan aankom, moet julle stede uitsoek wat goed geleë is om as vrystede te dien, sodat iemand wat 'n ander persoon per ongeluk gedood het, daarheen kan vlug. Die stede moet as 'n beskerming teen die bloedwreker dien, sodat iemand wat per ongeluk 'n ander persoon gedood het, nie sal sterf voordat hy nie voor die vergadering gestaan het om geoordeel te word nie. Van al die stede wat julle afstaan, moet 6 daarvan as vrystede dien. Daar moet 3 stede oos van die Jordaan wees en 3 stede in die land Kanaan wees wat as vrystede dien. Hierdie stede is daar vir die Israeliet, die vreemdeling, sowel as die bywoner, sodat wanneer iemand per ongeluk 'n ander persoon gedood het, hy daarheen kan vlug. Maar iemand wat 'n ander persoon met 'n stuk yster slaan en hy sterf, is 'n moordenaar. Die moordenaar moet beslis gedood word. En as iemand 'n ander persoon met 'n klip in sy hand slaan en hy sterf, is hy 'n moordenaar. Die moordenaar moet beslis gedood word. Of as iemand 'n ander persoon met 'n stuk hout slaan en hy sterf, is hy 'n moordenaar. Die moordenaar moet beslis gedood word. Wanneer die bloedwreker die moordenaar raakloop, moet hy hom doodmaak. Wanneer iemand 'n ander persoon uit haat stamp, of iets met opset na hom gooi en hy sterf, of iemand anders met die vuis slaan en hy sterf, moet hy wat die slaanwerk gedoen het, gedood word, want hy is 'n moordenaar. Wanneer die bloedwreker hom raakloop, moet hy hom doodmaak. Maar indien iemand 'n ander persoon sonder opset en sonder vyandskap per ongeluk stamp of iets na hom gooi, of as iemand per ongeluk 'n klip op 'n ander persoon gooi of laat val terwyl hulle nie vyande was nie en hy sterf, moet die vergadering volgens hierdie riglyne oordeel tussen die een wat doodgeslaan het en die bloedwreker. Die vergadering moet die persoon wat per ongeluk doodgeslaan het red uit die hand van die bloedwreker deur hom te stuur na sy vrystad waarheen hy gevlug het. Daar moet hy bly tot die dood van die hoëpriester wat gesalf is met die heilige salfolie. Maar indien hy wat iemand per ongeluk gedood het buite die grense van die vrystad kom en die bloedwreker hom daar kry en hom dan doodmaak, is daar geen bloedskuld vir hom nie. Die persoon moet in die vrystad bly tot die dood van die hoëpriester. Wanneer die hoëpriester egter gesterf het, mag daardie persoon wat iemand per ongeluk gedood het, weer teruggaan na sy erfgrond. Hierdie instruksie moet vir altyd geld, waar julle ook al woon, van geslag tot geslag. Wanneer iemand 'n ander persoon doodmaak, is hy 'n moordenaar, en hy moet op die verklaring van getuies doodgemaak word. 'n Persoon mag egter nie die doodstraf opgelê word as daar slegs een getuie teen hom was nie. 'n Moordenaar wat ter dood veroordeel is, mag nie 'n afkoopboete kry nie. Hy moet beslis doodgemaak word. Daar mag ook nie 'n afkoopboete gegee word aan 'n persoon wat na 'n vrystad gevlug het, sodat hy voor die dood van die hoëpriester kan terugkeer na sy erfgrond toe nie. Moord ontheilig julle land, en julle mag nie julle land ontheilig nie.
Versoening vir die land kan slegs gedoen word deur die bloed te vergiet van hom wat bloed vergiet het. Julle mag glad nie die land onrein maak nie, want ek woon daar. Ek, die Here, woon onder die Israeliete.